Goeiedag vriende, ons gaan in die volgende paar weke luister na oordenkings uit Exodus. En vandag luister ons na Exodus 1. Hier volg die name van die Israeliete wat saam met Jakob na Egipte toe gekom het, elkeen met sy gesin. Ruben, Simeon, Levi en Juda, Isaskar, Sebulon en Benjamin, dan Naftali, Gad en Aser. Jakob het 70 afstammelinge gehad. Josef was toe al in Egipte. Met verloop van tyd het hy en al sy broers daardie hele geslag gesterwe. Die Israeliete was vrugbaar en het vermeerder. Hulle het baie geword, so baie dat die land vol was van hulle. Toe 'n nuwe koning wat nie van Josef geweet het nie, oor Egipte begin heers, het hy vir sy volk gesê: "Besef julle dat die Israeliete nou meer en sterker is as ons? Kom ons bedink 'n plan teen hulle, sodat hulle nie kan vermeerder nie. Anders kan dit gebeur dat as daar oorlog uitbreek, hulle dalk by ons vyand aansluit om teen ons te veg en ons land te oorweldig." Daar is toe slawedrywers oor hulle aangestel om hulle met dwangarbeid te onderdruk. Hulle moes die voorraadstede Pitom en Rameses vir die farao bou. Maar hoe meer die Israeliete onderdruk is, hoe meer het hulle geword en hoe meer het hulle oor die land versprei, in so 'n mate dat die Egiptenaars baie bang geword het vir hulle. Die Egiptenaars het slawe gemaak van die Israeliete en die lewe vir hulle bitter moeilik gemaak deur swaar werk met klei en bakstene en deur allerlei werk in die lande. Hulle moes onder dwang al die slawewerk vir Egipte doen. Die Egiptiese koning het vir die Hebreëse vroedvroue Sifra en Pua gesê: "As julle 'n Hebreëse vrou by geboorte bystaan en julle sien by die kraambed dat dit 'n seun is, moet julle hom doodmaak. Maar as dit 'n dogter is, mag sy bly lewe." Maar die vroedvroue het God gedien en nie gemaak soos die Egiptiese koning hulle beveel het nie. Hulle het die seentjies laat lewe. Die Egiptiese koning het die vroedvroue ontbied en vir hulle gevra: "Waarom doen julle dit? Waarom laat julle die seentjies lewe?" Toe antwoord die vroedvroue die farao: "Die Hebreëse vrouens is nie soos die van Egipte nie. Hulle is sterk van gestel, voordat die vroedvrou by hulle kom, is die kind al gebore." As gevolg hiervan het die volk aanhou vermeerder en baie talryk geword. God het die vroedvroue self ook voorspoedig gemaak. Omdat hulle hom gedien het, het hy vir hulle gesinne gegee. Daarna het die farao sy hele volk beveel: "Julle moet elke pasgebore seentjie in die Nyl gooi, maar spaar die dogtertjies se lewe." Dit was Exodus 1 uit die woord van die Here. Waarvoor is jy bang? Aan die begin van Exodus kry ons die Israeliete in Egipte. Hulle het in die tyd van hongersnood na Egipte getrek, sodat Josef vir hulle almal kan sorg. Hulle was toe omtrent 70 mense. Aanvanklik het dit met hulle goed gegaan. Hulle bly in 'n deel van die land wat geskik is om met kleinvee te boer en hulle is bekend as die familie van Josef, die onderkoning van Egipte. Die Here seën hulle en hulle groei tot 'n groot nasie. Maar dit maak die nuwe farao bang. Daar bly 'n vreemde volk in sy land wat in getalle meer is as sy eie volk. As daar ooit 'n oorlog tussen hierdie twee groepe moet uitbreek, gaan die Egiptenare sleg daarvan afkom. Die farao val daarom die Israeliete aan met vrees. Hy maak van hulle slawe, hy kry slawedrywers en laat hulle dwangarbeid doen. Hy wil hulle bang maak vir hom en hulle onderdruk, sodat hulle nie meer vir Egipte 'n gevaar inhou nie. Maar die Here is nie bang vir die farao nie. Hy het 'n plan met sy volk en hy laat hulle nog net meer word. Daarom begin die farao nou Israeliete doodmaak. Hy beveel die Hebreëse vroedvroue om al die baba seentjies dood te maak. Dit behoort die Israeliete bang te maak en ook hulle getalle in toom te hou. Die vroedvroue is gevul met vrees, maar nie vrees vir farao nie. Hulle vrees die Here. Hulle dien hom en hulle het vir hom ontzag. Daarom voer hulle nie die farao se bevele uit nie, hulle laat die seentjies leef. Die farao gaan dus oor na die volgende stap. Nou stuur hy sy eie mense om al die seentjies wat gebore word in die Nyl te gooi. Die farao het probeer om die Israeliete met vrees te beheer.
maar hy kon nie daarin slaag nie. Want die Israeliete staan onder beheer van die lewende God, en hy is nie bang vir die Farao nie. Hy is in beheer, en hy sal sy beloftes aan Abraham nakom. Daarom kon die vroedvroue en ook die ander Israeliete die Here vertrou. Hulle kon hom dien en vrees, eerder as om vir die Farao te vrees. So ek vra weer, waarvoor is jy bang? Is jy bang dat jy jou werk gaan verloor, of dat jy nie môre se toets gaan slaag nie? Is jy bang vir siekte wat jou laat swaar kry? Is jy bang vir die onbekende toekoms? Moenie bang wees nie. Vrees die Here. Hy is met jou en hy het 'n plan met elkeen van sy kinders. 'n Plan wat hy beslis sal uitvoer. Kom ons bid saam. Ons hemelse God en Vader, ons aanbid U vandag met eerbied en respek. U is groot en U is heilig. U straf die sonde, maar U bewys aan ons genade. U vergewe ons sondes deur Jesus Christus, en daarom wil ons U elke dag dien. Ons vra dat U ons hierdie tyd van die jaar sal seën ons as huisgesinne, en seën ons as U kerk. Ons vra dat U ons sal bewaar wanneer ons op reis is, en dat ons ook veilig by ons bestemming sal uitkom. Ons vra dat U met ons vragmotorbestuurder sal wees, bewaar hulle op die pad en seën hulle in die werk wat hulle doen. Ons bid vir ons regering wat belangrike besluite neem. Ons vra dat U vir hulle wysheid ook daarin sal gee. Ons bid al hierdie dinge in die naam van Jesus Christus, ons koning en ons verlosser. Amen.